Goeiedag, dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou te kan kuier hier vanuit Mosselbaai Moedergemeente en op hierdie platform ook deel van ons gemeente te kan wees. 2 weke terug het ek met jou gesels oor hierdie teks uit 1 Korintiërs 1 uit en toe gesê, maar dat wanneer dit by Christus kom en dan was daar 2 spalte in die gemeente gewees, dan is daar eintlik die wysheid van Christus wat toegepas moet word. Maar wat presies is hierdie wysheid van Christus dan? En vandag gesels ek met jou verder dan uit 1 Korintiërs uit daarvan hoofstuk 2 af, vers 1. En Paulus skryf dan verder en hy sê, wat my betref broers, toe ek na julle toegekom het, het ek nie gekom met verhewe woorde of wysheid, Godse geheimenisse aan julle verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie, as van Jesus Christus, en hom as gekruisigde. Daarby het ek in swakheid na julle toegekom, vol vrees en bewing. My lering en my verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof nie op hierdie wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Vir diegene wat volwasse in geloof is wat ons sê wel wysheid, nie die wysheid van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers nie. Hulle gaan in elk geval tot niet. Ons praat egter van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het, en wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het nie, maar soos daar geskryf staan, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. Maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens, behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. En ons het tog nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons gaan tot so ver saamleef. Ons leef natuurlik in 'n wêreld vol wysheid, ook eie wysheid. Vra my enigiets wat jy wil, net vir Google. En binne sekondes het jy miljoene antwoorde. Luister na 'n podcast as jy wou. En daar's 'n guru met die geheim van sukses wat hy graag met jou wil deel. In Paulus se tyd was Korinthe net so. 'n metropool vol wysgeere wat met slim argumente en mooi praatjies mense probeer oortuig het. Die gnostiese skole wat uit daai tyd kom het eintlik wel so geleer dat wysheid dan die sleutel tot verlossing is. En toe kom Paulus. Nie met hy sê 'n glansryke spreker nie. Hy sê in hierdie teks, hy is eintlik vol vrees en bewing, bewus van sy eie swakheid. Maar hy bring 'n boodskap wat die hele wysheidswêreld van daai tyd op sy kop kom draai. Luister hier na vers 1 en 2. Hy sê, ek het nie gekom om met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie, as van Jesus Christus en hom as gekruisigde. Kyk mooi. Die 2 woorde wat hy in die teks gebruik is die heerlike Christus, maar dan die gekruisigde Christus. Met ander woorde, nie Christus as die sterke een op daai manier nie, nog natuurlik gekwalifiseer. Nee, as Christus die gekruisigde. Want daar, aan die kruis leer ons dan nou hier, word God se wysheid sigbaar.
En dit lyk vir hierdie wêreld soos dwaasheid, sê hy. Die Jode wou 'n sterk natuurlike militêre Messias hê. Nie 'n koning wat toelaat dat hy gekruisig word nie. Die Grieke wou wysheid hê, mooi argumente, slim filosofie. Nie 'n God wat aan 'n kruis sterf nie. En tog sê Paulus, daar, juist daar, is God se wysheid. Want aan die kruis word die regte vraag ons nou gevra. Wie is werklik dan sterk? Nie die wat mag het nie, maar die een wat bereid is om hulle lewe te gee. Wat is ware liefde? Nie mooi praatjies nie, maar selfverloning. Daar's 'n storie van 'n professor Dean Smith wat sy studente gevra het, hoe breed is my lesenaar voor in die klas? En die studente het begin raai. En na al die raaiskote vra hy toe, nou hoe bepaal ons onder al hierdie antwoorde dan wat is die waarheid? En iemand sê, kry 'n maatband professor. Presies, sê hy toe. Hy draai na die swart bord toe en hy vat 'n kruit en hy begin 'n maatband te teken in die buitelyne van die kruis en hy sê vir hulle, daar is julle maatband vir waarheid. Die kruis julle is ons maatband. Hoor mooi, meet alles aan jou lewe aan die kruis. Ons gaan vanoggend in die gemeente nagmaal vier en dis die plek waar ons staan en waar ons tog die kruis ontvang. Ons meet sukses, ons meet ons liefde, ons meet ons wysheid, ons meet alles met die kruis. Maar waarom sien almal dit dan nie raak nie? Paulus sê in vers 8, jy weet, as die heersers van hierdie wêreld dit geken het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het nie. Maar hulle het hom gekruisig, omdat hulle nie geweet het nie. En die rede daar agter is eenvoudig, want dit kan nie met mense intellek verstaan word nie. Hy sê dan in vers 9, hierdie vers wat hy uit Jesaja aanhaal, want hy sê, dit wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Onthou, nou in die Bybelse tyd was die hart, nou nie soos ons, die setel van emosies gewees nie, dit was die setel van denke gewees. So hy kom sê vir hierdie klomp filosowe, hierdie is nie 'n filosofiese probleem, wat jy kan los met 'n klomp slim redenasies nie. Dis 'n gawe. In vers 10 en 12 sê hy dan, maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar. Ons het die Gees van God, ons het die Gees wat van God kom, daar sê hy, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Daar's 'n ou storie van 'n student wat by 'n wyse man kom, jy het waarskynlik hom al gehoor. En sy kop was vol vrae. En die wyse man sê toe vir hom, maar laat ek vir jou tee skink. En die prof vat die koppie en hy begin die tee ingooi, en naderhand loop die koppie oor. En die student sit daar en hy roep uit en hy sê, prof, kan jy nie sien dat die koppie al vol is nie? En die prof sê, en dis presies so met jou. Jou verstand is so vol van jou eie dinge. As jy net leeg kan raak, sal daar plek wees vir wysheid. Word leeg, vriende, sodat jy vol kan word met God. Ons kan nie met ons eie wysheid by God kom nie. Ons moet kom en sê, Here, ons verstaan nie, maar ek glo. Openbaar u wysheid aan my deur u Gees. Ons het die Gees van Christus. Baie vertalings maak in hierdie teksgedeelte van 1 Korintiërs 2, die Engelse vertalings gebruik van die woord of we have the mind of Christ. Met ander woorde, ons het die denkwyse van Christus. Ons het die perspektief van Christus, die redenasie van Christus. Die Heilige Gees kom woon in ons en hy help ons dan om te dink soos Jesus, om te leef soos Jesus. Maar dit is beide 'n feit en 'n wens vir ons.
Ons het dit reeds, maar ons moet daarin groei. Dit moet 'n lewenswyse word by ons. Iemand wat ek in die laaste jare leer ken het, wie se werk ek baie van hou, is Dallas Willard, en hy het hierdie aanhaling gesê om te sê, spiritual transformation in Christ is progressively replacing destructive ideas with the ideas that filled the mind of Jesus. Met ander woorde, 'n groeipad, spirituele, geestelike transformasie wat ons voorwens en as smag in Christus, is dat hy kom in hierdie destructive ideas, hierdie vernietigende idees wat ons het van onsself en ons mensheid en die wêreld en wat hulle vir ons sê, te kom uitgooi en te kom volmaak met die gedagtes, the mind of Christ. Egte transformasie is wanneer jou karakter verander dan in die karakter van Jesus Christus. En dit kan jy baie duidelik sien. Daar's 'n klomp tekens by mense dat hulle al hierdie transformasie begin smaak het en begin uitleef het. Jy begin dit sien, mense wat verander van mense vol haat af na mense vol liefde toe. Mense met klomp oordeel vir ander mense, wat ook al en wie ook al hulle is, en hulle begin sien soos wat Jesus is. Jy sien mense wat begin verander van om in vrees te leef na om in vryheid te leef. Ja, in hierdie wêreld waarin ek en jy leef is vrees die dryfveer soveel agter soveel van wat ons doen. Soms is vrees jou dryfveer by die werk. Soms is vrees jou dryfveer van die manier van hoe jy leef en hoe jy jouself ook in die huis kan toekluister. Maar as jy die kruis verstaan, nou hoef jy nie meer bang te wees nie. Ons sien mense wat se lewens kom verander word na getuienis toe. Jy word 'n lopende Bybel op hierdie aarde rond. Dit is wie ek en jy is. Nie wie ons moet word nie, wie ons is. Want die Gees van God bly reeds daar. Ons moet dit gaan doen. As 'n klomp sakemanne, 'n storie wat vertel word, wat laat was vir 'n konferensie, en hulle hardloop om die trein te haal. En in hulle gehardloop is daar op die stasie 'n blinde seun wat by 'n tafel sit en sy appels verkoop vir inkomste. En toe hulle daar deur die mense beweeg, stamp hy teen hierdie tafel en die tafel val om en jy sien net appels die wêreld vol rond. En hulle almal kom op die trein en toe hulle almal soek, sien hulle maar daar's een van hulle weg. Maar daar's een wat omgedraai het om te help om hierdie seun se appels eers op die tafel te pak voor hy sou hardloop om sy eie trein te haal. En hy vra die seun om verskoning en gee vir hom sommer 'n paar gelde daar vir vergoeding. En terwyl hy weghardloop, hoor hy die blinde seun wat roep: "Meneer, is jy dalk Jesus?" En die storie word vertel van die man wat sê: "Nee, ek sê Jesus nie. Ek is net een van sy volgelinge." Die kommunistiese minister het een keer gesê, en jy weet mos nou kommunistiese lande is waar Christendom geweldig in gedrang is, en hy het gesê, "Christianity is not a threat, as long as you can contain it to one day a week. It is when it becomes a way of life that the authorities seeks to stamp it out." Jy sien, om die mind of Christ te hê, is 'n manier van leef. Dis iets wat ons Sondag kom doen nie. Dit is wie jy is. Ons het vandag op 'n nuwe manier ook eintlik die kruis kom ontvang in hierdie teks. Ons moet kom bid dat die Gees ons sal verlig. Want met alles wat in die kerk aan die gang is, die Gees, die kerk se oë sal kom verlig. Ons het die woord gehoor. Nou moet ek en jy gaan met the mind of Christ. Die kruis is ons maatband. Nie filosofie nie, nie retoriek nie, maar gekruisigde Christus wat deur die Gees in ons harte leef en ons transformeer om soos
hy te lewe. Dis God se wysheid. Liefde wat homself gee. Krag in swakheid. Lewe deur die dood vir jou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie genadegawe van Christus en sy kruis in onsself kan ontvang. U het met soveel wysheid gekom en ons kan dit nie verstaan met ons verstand nie, Here. Dit maak eintlik nie vir ons sin nie. Maar ons weet, Here, dat dit is waaraan ons moet vashou. Ag, en ons kom bid vir ons land en ons kom bid vir ons kerk en soveel dinge wat ek weer in die media sien oor die kerk en verskillende kerkgroeperings en nee, maar Here, dit moet nie die ding wees wat belangrik is nie. U is belangrik. Ons kan nie kom met ons slim argumente nie. U kom en verander ons lewens en deur ons ook die lewens van mense in hierdie wêreld. Kom doen dit kragtadig deur hierdie Gees wat in ons leef, in ons lewe. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat ek vandag weer saam met jou kom kuier en ons sien vir mekaar weer in die nabye toekoms. Jy moet 'n geseënde week hê. Totsiens.